En ons gaan vandag bietjie stil staan by 'n gedagte oor, en dit gaan oor die alomteenwoordigheid van God. Want vir my as jong gelowige was dit vir my nogal 'n bietjie van 'n probleem gewees om 'n geestelike identiteit te bou. Nou dit het sy oorsprong as 'n jong seun waar ek die jongste was van 4 broers. Nou almal van ons ken dalk miskien die Engelse term wat hulle gebruik van handouts. Nou ja, die oudste boetie kry 'n baadjie en dan draai hy hom tot hy nie meer pas nie, dan kry die volgende boetie 'n baadjie, dan draai hy hom tot hy nie pas nie, dan kry die volgende boetie die baadjie, dan draai hy hom tot hy nie meer pas nie en dan kry ek die baadjie. Nou teen die tyd wat die baadjie by my uitkom, is hy nie meer so lekker soos wat hy was nie. Maar dit was maar die pad wat ons moes stap. En so kom ek eendag by Vader en ek sê vir Vader, maar as ek nou so dink aan hierdie dinge en ek kyk na hierdie dinge, dan sien ek, hoe gaan dit eendag in die hemel wees? Gaan daar ook handouts wees en toue waaraan mense moet staan? En in my geestesoog sien ek, daar ver op die horison is God op sy troon en hier is 'n plaat mense hierso tussen my en hom en hier agter staan ek in die ry. En ek het so begeerte en 'n behoefte om by die Here uit te kom, maar dit is net vanweë die skare nie vir my moontlik nie. En ek vra op daai stadium, vra ek vir Vader, maar Vader, verduidelik vir my, hoe werk dit? Hoe gaan dit werk in die hemel eendag? Die ervaring wat ek toe net het, is dat Vader vir my sê, dat in die hemel gaan ek wees asof ek die enigste persoon is in sy teenwoordigheid. En dit is 'n ervaring wat elke mens gaan hê wanneer hulle die dag die hemelse heerlikheid instap. Inteendeel, dit is 'n ervaring wat ons alreeds hier as gelowiges op aarde kan ervaar, dat ons in Vader se teenwoordigheid kan ingaan en ons hoef nie vir iemand anders te wag nie, of ons het nie toestemming nodig nie. Die Here is altyd daar. En dit is waaroor hierdie gedagte ook gaan, die alomteenwoordigheid van God. En wil ek graag 'n paar skrifgedeeltes uitlig, maar die ding het nog steeds 'n bietjie gesukkel om te vat aan my. En ek ervaar in my hart, die Here vra vir my, nou die kleerlingbediening by wie ons betrokke was op daai stadium, staan hulle tou of wag hulle om in die Here se teenwoordigheid in te gaan? En ek sê, nee Here, hulle gaan nogal rof aan. Kyk, ons kleerlingboetas en sissas is pragtige mense, pragtige kinders van die Here, baie spontaan, jong, en as hulle begin sing en die Here prys, dan is dit sommer op die top van hulle stem, en hulle kan baie lekker sing en baie lekker dans voor die Here. Ek sê, nee Here, hulle wag nie. En die Here sê, maar dit is net so met ons ook. Ons het nie nodig om te wag of dou te staan nie. En ek besef een ding, as jy kyk reg oor die wêreld, 24 uur van die dag, van Australië af tot aan die ander kant Amerika, is daar mense wat God se aangesig soek en bid, en nie een van ons het nodig om in 'n tou te staan, om God se erkenning en aanvaarding te kry nie. Nou dit het vir my geweldig baie gemoedsrus gebring, in die sin dat ek begin verstaan dat in God se teenwoordigheid is ek enig. Daar is niemand anders naas my nie. Dit is ek en God. En die Here het vir my hierdie gedagte baie mooi bevestig in 'n skrifgedeeltjie in Psalm 139. Nou kom, blaai gou saam met my na Psalm 139 en dan kyk ons na 'n paar gedagtes wat daaruit voorkom. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Here, U deurgrond of U deursoek my en U ken my. U ken my sit en my opstaan. Nou dit is vir my kosbaar. Die Here weet as ek gaan sit en die Here weet as ek opstaan. En U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. Nou hierdie spesifieke gedagte het my geweldig baie gehelp, want daar is mos tye in ons lewe wanneer dit vir ons voel of ons teen die plafon vasbyt. En hierdie gedagte het my geweldig baie gehelp om te verstaan dat maak nie saak hoe ek voel nie, God hoor my gebede, want hy verstaan van ver my gedagte. Daar is nog nie eens 'n woord op my lippe nie, of hy weet dit al geheel en al. En dan in vers 7, waar sou ek heen gaan van U gees,
En waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar. Maak ek die doodryk my bed, u is daar. Neem ek die vleuels van 'n dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. In vers 11, as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. Vers 13, want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Is dit nie 'n kosbare gedagte nie? Die Here het my geformeer in die skoot van my moeder. Vers 14, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke en my siel weet dit al te goed. Nou, omdat ek so vreeslik wonderbaar is, en dit is eintlik hoe ek in God se oë is, ek is wonderbaar in God se oë, want hy het my kunstig geweef in die skoot van my moeder. Hy het my niere gevorm. Hy was betrokke by my ontstaan, reg van die oomblik af, toe die manlike en die vroulike selletjies mekaar ontmoet het en 'n nuwe skepping ontstaan het. Maar nou is hier 'n laaste gedagte wat ek net wil bring, en hierdie gedagte is geweldig belangrik, en ek wil hê jy moet dit ook mooi verstaan en toepas in jou lewe. Ons kyk na Psalm 145 vers 18. Die Here is naby almal wat hom aanroep. Maar hier kom nou 'n voorwaarde. Almal wat hom in waarheid aanroep. Want die gedagte is hier, ons wil nie God net aanroep omdat hy vir ons 'n spaarwiel is nie. Ons wil God aanroep omdat ons in 'n verhouding met hom staan. Ons wil God aanroep met ons nood en ons behoeftes, maar ons wil hom ook eer met ons danksegging en met ons lofprysing. God wil in 'n verhouding met ons staan. En die verantwoordelikheid is op elkeen van ons om in 'n verhouding met God te staan. En daarom is dit so belangrik dat ons weergebore moet word en dat ons in 'n wedergebore verhouding met God moet staan. Want dan het ons ook die ervaring dat ons kan weet dat ons die ewige lewe het. Nou, ek brei 'n bietjie meer oor hierdie onderwerp uit in een van my ander aanbiedinge oor die wonder van die wedergeboorte, en ek gaan vir jou skakel onder in die opskrif los. So ek glo en vertrou dat jy ook 'n nuwe bewussyn gaan kweek van God se teenwoordigheid in jou lewe. Hy is alomteenwoordig. Hy is soos die asem wat ons inasem. Daar is nêrens waar ons kan gaan wat ons hom kan ontvlug nie. Hy is oral teenwoordig. Hy is 'n uitroep ver. En daarom mag die Here vir jou ook genade gee, dat jy ook in hierdie verhouding met hom sal staan. Die Here is naby almal wat hom aanroep.